Goeiedag almal, kom ons gesels hierdie week oor geestelike autoriteit. Jy weet, geestelike autoriteit vereis dat ons nie met ons vleeslike oë na omstandighede moet kyk nie, maar met geestelike oë. 2 Konings 6 vers 15 tot 17. En toe die dienaar van die man van God, Elisa, vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, "Ag my Heer, hoe sal ons maak?" En Elisa antwoord, "Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is." Elisa het gebid en gesê, "Here, open tog sy oë dat hy kan sien." En die Here het die oë van die dienaar geopen dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Nou kom ons kyk slegs na 'n paar Bybelse beloftes wat dui op die krag en autoriteit wat die Here aan ons gee. 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld. Wat 'n autoriteit is dit nie. Romeine 16 vers 20. Die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. En dan Lukas 10 vers 19. Kyk, sê die Here Jesus, ek gee aan julle die mag om op die slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Ons lees in die woord dat Timoteus bevind homself in haggelike omstandighede, geweldige gevaarlike situasies, en hy skryf aan Paulus 'n brief. En hoor net hoe antwoord Paulus hom in 2 Timoteus 1 vers 6. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is deur die oplegging van my hande. Nou hierdie woord genadegawe, die genadegawe van God, is charisma in Grieks, en dit verwys in hierdie konteks na die aanwending of die nuttige gebruik van iets wat God jou gegee het. Direk vertaal uit Grieks kan 2 Timoteus 1 vers 6 soos volg lees. Om hierdie rede moet jy die geskenk van God wat binne in jou is, aanhoudend, sonder ophou, gedurig aanblaas soos 'n verterende vuur, wat soos 'n wilde brutale dier niks in sy pad laat staan nie. Weet, hierdie geskenk van God is geestelike autoriteit wat gedryf word deur die Heilige Gees in ons. Dit wat hy aan ons gegee het om die alledaagse probleme te kan staan. Alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles wat ons dink en ervaar, word in elk geval beheer vanuit 'n spesifieke autoriteit. Daardie iets wat ons beheer. En die katalis hiervan is autoriteit of van God of van Satan. Galasiërs 5 vers 16. Die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Indien ons nie autoriteit oor Satan uitoefen nie, gaan hy sy autoriteit oor ons uitoefen. Galasiërs 5 vers 16. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Maar kom ons gesels môre oor die werklikheid van autoriteit teen die magte van duisternis, teen Satan self, wat ons in ons lewens moet uitoefen. En intussen, Josua 1 vers 9, het ek jou die beveel nie, sê die Here, wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Dankie vir hierdie mag, hierdie autoriteit, o Here. Amen.